Wat 'n voorreg om vanoggend die woord van ons Vader te kan oopmaak in Jeremia 31, terwyl ons so staan, vers 31, kyk daar kom daar, spreek Jahwe dat ek met die huis van Israel en die huis van Jakob 'n nuwe verbond sal sluit. Net soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het, op die dag toe ek hulle hand gegryp het, om hulle uit Egipteland uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek Jahwe. Maar, dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek Jahwe. Ek gee my wet in hulle binneste, en ek skryf dit op hulle hart. Ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste, en elkeen sy broer leer en sê, ken Jahwe, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek Jahwe, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe, en aan hulle sonde nie meer dink nie. Kom ons sluit die oë. Ons Vader Jahwe, dankie vir u woord. Dankie vir u werke. Dankie Vader, as ons in hierdie oggend as u kinders en u kudde bymekaar kom. En ons hoor hier die woorde van die verbond, dit wat u in die bloed van Yeshua met ons kom sluit het. Dan is ons so dankbaar. Vader Jahwe, aan u kom toe die lof en die eer van ons harte, die aanbidding. En ons wil in hierdie oggend, soos ons gesing het, vir u vra, Vader, ons wil wees soos u is, heilig, afgesonder, soos Yeshua gebid het. Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Wat wil u vir ons in hierdie oggend, deur die groote genade, in u liefde, deur die Gees, u woord lewend maak. Dankie dat die woord gees en lewe is. Dankie vir die groot voorreg, dat ons, nie uit onsself uit nie, maar u wat in ons werk, u kan ken. En dit is die ewige lewe om u te ken. Dankie daarvoor, Vader. Seën asseblief elke hart, en laat u naam geheilig word. En laat u koninkryk kom, en laat u wil geskied. Net soos in die hemel, net so in elkeen van ons lewe. Ons bid dit in die kosbare naam Yeshua Messia. Amen. Ek kan die sitplekke inneem, baie dankie. Johannes hoofstuk 3. Johannes hoofstuk 3, ons het laas week bietjie gesels het Johannes 2 uit. Johannes hoofstuk 3. Johannes se evangelie word gekenmerk aan temas, so daar is weer eens in Johannes hoofstuk 3 baie dinge wat ons in die vorige en in die hoofstukke daarna 'n verband kan sien. Dit is belangrik om verbande raak te sien. As ons nie die verbande raak sien nie, dan mis ons die boodskap. Verbande gee ook vir ons konteks. Ons lees die hele gedeelte tot en met vers 21. Johannes hoofstuk 3. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Judeërs. Hy het in die nag na Yeshua gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, as God nie met hom is nie. Yeshua antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Yeshua antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Want uit die vlees, wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid. Maar jy weet nie van waar hy kom, en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Yeshua antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar ek sê vir jou, ons spreek van wat ons weet
en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het. Die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, en dat hulle in God gedoen is. 'n merkwaardige gedeelte. Wat kosbaar is in die evangelies is wanneer Yeshua met iemand persoonlik ontmoet. Ons kry baie sulke persoonlike ontmoetings, veral in die boek Johannes, hierna die Samaritaanse vrou, koninklike beampte. En wanneer Yeshua met so 'n persoon praat, dan is daar hierdie ontsaglike voorreg dat hy met die persoon ontmoet, en daar's dikwels 'n misverstand, of soos in hierdie geval Nikodemus wat glad nie begryp nie, en tog gee Yeshua hierdie diepte, hierdie openbaring. En hierdie openbaring is bietjie waaroor ons vanoggend gesels. Die voorreg wat u en ek het, om te mag weet wat ons weet. Dat dit nie net 'n gegewe is nie. Nikodemus, 'n leraar van Israel, iemand wat in 'n posisie is, iemand wat 'n agtergrond het, iemand wat 'n posisie het, kom na Yeshua toe in die nag. Hoekom sou jy in die nag na Yeshua toe kom? Nou, dit is maar 'n baie sensitiewe situasie. Ons weet, net in die vorige gedeelte het Yeshua die tempel gereinig, en die raad, hy moes voor die raad verskyn, en hulle het vir hom gevra, wat doen u? En daar is konflik, daar is spanning, en Nikodemus is 'n owerste, hy het 'n posisie, en hy wil met Yeshua praat, hy ontmoet hom. 'n Mens mag redeneer, seker dat hy in die nag gekom het, dat hy nie gesien wou word nie, miskien daardie persoonlike tyd, meer tyd, in die dag is dit 'n vertrapping, maar hy kom in die nag. Wat interessant is die speling ook, in die einde van die hoofstuk, dat kom na die lig toe, dat jou werke geopenbaar word. Yeshua is die lig. Dit is iets kosbaar van Nikodemus, dat hy wel kom. Kyk net gou daar vinnig met julle oë terug, Johannes 2. In laasweek se boodskap het ons gesien, dat daar wel die was, in vers 23, en toe hy in Jerusalem was op die Pasga gedurende die fees, het baie aan sy naam geglo, omdat hulle die tekens gesien het, wat hy doen. Dit is 'n tema in die boek Johannes. Hulle wat glo, hulle wat nie glo nie. Hulle wat glo, hulle wat nie glo nie. En dan is daar die tekens. Hulle wat Yeshua vir Johannes die doper sê, toe hy laat vir hom 2 disippels stuur uit die tronk uit, is hy die een wat sou kom? Sê Yeshua, gaan sê vir hom, wat sien julle? Dowes hoor weer, siekes word gesond. Glo. Ons het vanoggend dit gesing, pragtige lied. Yeshua, ons sien die grootheid. Ons het dit so vers vir vers gesing. En daarom glo ons. En dit is baie belangrik. Ek wil net hierdie tema so 'n bietjie uitlig in Johannes 5 vers 36, as jy net so vinnig saam blaai. Johannes 5:36 getuig Yeshua, maar ek het 'n groter getuienis as die van Johannes, want die werke wat die Vader my gegee het om te volbring, die werke self wat ek doen, getuig van my, dat die Vader my gestuur het.
Hierdie werke wat Yeshua doen, wat in die Ou Testament, en ons gaan vandag bietjie Ou Testament toe blaai, daardie werke, die koning sy koninkryk word geopenbaar daarin dat hy heers, dat hy regeer. Yeshua sê self, as julle sien, dat Jahwe, deur sy vinger die duiwels uitdryf, dan moet julle weer die koninkryk het naby gekom. En dis wat Yeshua gedoen het. Yeshua sê vir die disippels in Johannes 14, blaai nog so 'n bietjie aan, Johannes 14 vers 11, glo my, dat ek in die Vader is, Johannes 14 vers 11, glo my dat ek in die Vader is, en die Vader in my, of anders, glo my ter wille van die werke self. Die openbaring, die woord wat vlees kom word het, sê Johannes 1, selfe boek, vers 14, ons het sy heerlikheid aanskou. Hy openbaar sy heerlikheid. Nou sê Nikodemus, luister mooi, Rabbi, meester, Johannes 3 vers 2, ons weet, hy praat nie net van homself nie, hy sê ons, bedoelend dit seker maar die Fariseërs of sy groep. Dit was nie almal nie, want ons weet, hulle was vol vooroordeel. Hulle het Yeshua eintlik gehaat, maar daar is 'n groep wat Nikodemus verteenwoordig en sê, ons weet, dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, as God nie met hom is nie. Ek dink so 'n bietjie aan Nikodemus. Die Fariseërs as geheel, die party erken nie Yeshua nie. Hy sê, hy erken iets, hy sien iets in Yeshua, en daar's tekens en wonders, en hy gee erkenning. Nou op mensvlak. As jy in 'n besigheid is of in 'n werk is, en iemand wat hoër is as jy, kom na jou toe, en hy gee jou erkenning, dan voel jy 'n bietjie gevlei, nie waar nie? As jy 'n kind is, en 'n ouer, of 'n ander persoon kom kuier by jou, en hy sê iets vir jy voel maklik gevlei, 'n kompliment. Ons ou mense kan so maklik val vir 'n ou vlei woordjie. Is dit nie so nie? Nikodemus kom na Yeshua toe. Nikodemus is 'n leraar van Israel. Hy was 'n owerste. Hy het posisie gehad, het gesag gehad. En hy kom na Yeshua toe. Sê, Yeshua, ek erken u as 'n leraar. U doen tekens en wonders. Hoe lyk Yeshua se reaksie? Dankie Nikodemus, jy is die eerste een wat vir my 'n kompliment gee, vandat ek hier is. Nee, glad nie. En dit is vir ons 'n baie groot versoeking, om gekomplimenteer te word. Yeshua antwoord hom, met die bekende voorwaar in vers 3. Amen, amen. Verseker, Nikodemus, dit wat ek nou sê, is goddelike openbaring, die mens verstaan dit nie, maar dit staan vas in die koninkryk van die hemele, want Yeshua se woorde is, lering, in die Ou Testament sê ons, jy het my 'n geoefende tong gegee. Yeshua bring die reg en geregtigheid na vore, ons gaan 'n bietjie vanaand daaroor gesels. En hy gee weer een van hierdie kosbare, goddelike openbarings. Nikodemus, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Wat is die verband tussen Nikodemus se woorde, die vorige in die dialoog, en Yeshua se antwoord? En dis hier waar ons baie keer voel, maar dit is so moeilik, want die disippels praat baie keer oor dit, dan sê Yeshua iets anders. En Nikodemus begin 'n gesprek hier in Yeshua. Wat het dit te doen met mekaar? Dit maak nie saak of jy 'n leraar is, en of 'n kind is, of wie jy is nie. As Jahwe nie die koninkryk van die hemele vir jou oopmaak, as hy nie vir jou wedergeboorte gee nie, kan jy dit nie sien nie. Jy gaan dit nie kan sien nie. Al is jou naam Nikodemus, en ons wil nie hom in 'n negatiewe lig stel nie. Maar as Jahwe dit nie vir jou die wedergeboorte, die van bo gebore gee nie, dan gaan jy dit nie ontvang nie. En dis iets wat ons baie keer as 'n gegewe net aanneem. Ons weet hierdie dinge. Hoe weet jy dit? Waar kom jy vandaan? Wie het dit vir jou geleer? En wat is die voorreg in die evangelie? Ons het dit die nuwe verbond gelees, Jeremia 31. Dit is Jahwe se handeling
om ons te leer. Dis Jahwe se handeling om ons oë oop te maak. Nou hierdie vers het 'n parallel. Die volgende, Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hoe kan hy nog nee, hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Nou, daar's nou baie, die kant of daai kant staan daar van bo gebore, of is dit nou weer gebore, en mense wat ekstremisties is en baie sterk van hulle self oortuig gesê, dit moet wedergebore wees, of dit moet van bo gebore. Griekse woord kan beide beteken, ontspan, kan beide beteken. Konteks leer vir ons, hoe Nikodemus dit verstaan het. Nikodemus het dit geïnterpreteer, as weer 'n keer. Ek kan tog nie weer in my moeder se skoot ingaan nie. So daar gee hy vir ons Nikodemus se interpretasie. Tog wanneer ons Joshua se verduideliking hoor, dan hoor ons Joshua verduidelik van bo gebore. Net so ook met 'n klomp tekste verder in Johannes gebruik hy daai selfde woord van bo af. En dis baie belangrik. En dan die volgende gedagte, as hy nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nou sê Joshua in vers 5, vir waar weer daardie amen, amen, verseker, ek waarborg jou, want Joshua se naam is amen, getroue getuie. Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Die vorige keer, as hy nie weergebore word, kan hy dit nie sien nie. Dieselfde stelling, selfde begrip, as hy nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou net so vir interessantheid, is daar weer eens honderde interpretasies van water en gees, die een is klein letter, die een is hoofletter, en die nominasies het dit gebruik om te sê, sien jy moet so en so, is dieselfde begrip, dis een geboorte, jy word nie 3 keer gebore nie, water en gees is een begrip in die Ou Testament, ons gaan dit nou sien. Hoekom neig ek heeltyd terug Ou Testament toe? Want op 'n stadium sê Joshua vir Nikodemus, in vers 9 sê Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge tog gebeur? Joshua antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel, en jy weet hierdie dinge nie. Nou, die materiaal wat tot hulle beskikking was om Israel te geleer het, was die Ou Testament. So Joshua sê by implikasie, die Ou Testament bevat die inhoud vir dit wat ek vir jou openbaar en leer. Ons is bevoorreg om die Nuwe Testament in die lig van die Nuwe Testament te verstaan, wat die Ou Testament sê. Voor ons na die Ou Testament toe blaai, 1 of 2 begrippe uit die Nuwe Testament. Kolossense 1 vers 13, kom ons blaai gou soontoe. Kolossense 1 vers 13. Hy, Kolossense 1 vers 13, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Ons het nou net gelees, Joshua sê vir Nikodemus, as jy nie weer gebore word nie, as jy nie van bo gebore word nie, kan jy die koninkryk nie sien nie, nie ingaan nie, is nie deel nie. Hier lees ons baie duidelik van 2 koninkryke. Die woordjie mag, moet hom nie onderskat nie, hy wat ons oorgebring het uit die mag van die duisternis, is dominion, is koninkryk, is heerskappy. Wat is die mag? Wat is die heerskappy? Wat is die grootste vrug van die koninkryk van duisternis? Julle sien dit elke dag. Dood. Dis ons volgende teks, ons gaan nou na Romeine 5 te blaai, maar net eers hierdie gedagte, hy wat ons oorgebring het, hoe het hy ons oorgebring? Hy het ons in die ou koninkryk laat sterwe, en hy het ons in die nuwe koninkryk weer laat opstaan, lewe, gebore word. Dis nie net 'n sagkens oorbring nie, dis die sterfte van Joshua in hierdie koninkryk. Hy het hom wat mag het oor die dood oorwin deur te sterwe vir ons. Dis die evangelie. En op te staan. En hy het as tweede arm vir hom 'n geslag
gewederbaar deurdat ons in hom gesterf het en in hom opstaan. Efesiërs 2. Julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade. En ons het saam met hom gesterf en saam met hom opgestaan. So hierdie oorbring is die evangelie, en hy sê in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Onthou die vergifnis van die sondes, want dit het ons in die nuwe verbond gelees as een van die bepalinge, ek sal julle vergewe. En as ons praat oor water in die Ou Testament, dan is water gebruik om te reinig, om te was. En daarom gaan hy ons 'n klomp keer nou lees van die water wat ek sal uitgiet. Ek sal dit laat reën. En dit het elke keer te doen met geregtigheid, skoonmaak, afwas. Net so ietsie nog oor heerskappy, Romeine 5, ons blaai gou gewees in toe. Romeine 5, dit is baie, baie belangrik. Romeine 5, vers 17. Die gedeelte gaan oor Adam, die eerste Adam, wat oortree het, wat gesondig het, en die tweede Adam, wat reg geleef het, Romeine 5 vers 17, want as ten gevolge van die misdaad van die een, dit is Adam, die dood geheers het, ek wil hê met daai woord mooi fokus, hy het geheers, die dood het geheers, dis 'n koninkryk van dood en duisternis, deur die een, veel meer, sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van geregtigheid ontvang in die lewe heers deur die een, Yeshua Messia. Wat 'n invloed het Adam se sonde gehad op hierdie aarde? Wie kan dit in een sin beskryf? Jy kan nie dit in een sin beskryf nie. Dis fenomenaal. Dis heerskappy. Almal sterwe, almal word siek, almal het pyn, almal het lyding. Broer haat broer. Die skepping ly. Daar's vernietiging, ons pyn, daar's droogte, ons hartseer. Deur een misdaad. Sê die skrywer, dis heerskappy van die dood. Hoeveel te meer? Die tweede Adam. Sal sy lewe wat hy vir ons gee, nie heerskappy vir ons beteken nie. Ons kyk so vas in die heerskappy van die dood en sê, eina. Maar wat beteken die tweede Adam, sy opstanding, sy heerskappy van lewe deur geregtigheid? En kyk mooi, hy sê dis 'n gawe van geregtigheid. Nee, jy verdien dit nie. Dis 'n gawe van geregtigheid. Jahwe besluit, ek sal herstel. Jahwe besluit, ek sal nuwe verbond sluit. Ek maak skoon. Kyk, ek maak alles nuut. Dis die tema. En Yeshua sê vir Nikodemus, as Jahwe nie vir jou nuut maak nie, as Jahwe nie vir jou wedergeboorte skenk nie, kan jy dit nie sien nie. Wat 'n voorreg het ons as kinders van Jahwe, as sy kudde, as sy geroepenis, as die wat hy geken het voor die grondlegging van die wêreld, om dit te ervaar. Lewe te midde van 'n koninkryk van dood. En sy heerskappy is so groot. Nou kom ons blaai 'n bietjie na die Ou Testament toe. Eerste ene, daardie bekende Esegiel 36. Nikodemus, as leraar van Israel, is die goed alreeds deur die wet en die profete geprofeteer. Lees dit, verstaan. Kyk nou mooi die rol van die water. Want dit was die konteks in Johannes 3. Dis wat Yeshua die konteks in Nikodemus gee. Gebore uit water en gees. Vergifnis van sondes, Kolossense 1 vers 13 en 14. Vers 26, Esegiel 36 vers 26. Ek sal, dis die tema, Jahwe doen dit.
julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. 'n Nuwe verbond in Jeremia 31 dieselfde gesê. Vers 27, en ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhouend doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal vir my 'n volk en ek sal vir julle 'n God wees. En ek sal julle verlos van al julle onreinhede. Net tot sover. Reiniging, verlossing van onreinhede, oorbring van die koninkryk van die dood, waar die dood oor jou heers, omdat jy skuldig staan. En die engel is die wet, wat vir jou sê, jy is skuldig. Nuwe lewe, verlossing, redding, reiniging, nuwe hart, nuwe gees, inwonende, ek sal my gees in julle binneste gee. Nikodemus, maak 'n saak of jy 'n leraar van Israel is nie. As ek dit nie doen nie, kan jy dit nie beerwe nie. Dis baie belangrik. Dis so kosbaar, die voorreg. 1 Johannes 5 sê Johannes, ons weet dat die Seun van God verskyn het om vir ons verstand te gee, om hom te ken. En Joshua self in Matteus 11, ek loof U Vader dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense, maar aan kindertjies geopenbaar het, U kinders. Jesaja 43 is 'n kosbare gedeelte rondom die water. Jesaja 43. Eintlik Jesaja 44, maar eers in Jesaja 43 kry ons die tema in vers 19. Jesaja 43 vers 19. Kyk, ek gaan iets niets maak. Nou sal dit uitspruit. Sal julle dit nie merk nie? Die wat nog blaai, Jesaja 43 vers 19. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Die wilde diere van die veld sal my eer, die jakkalse en die volstruise, want ek gee waters in die woestyn. Riviere in die wildernis, om my volk, my uitverkorene, te laat drink. Die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig, want Jesaja sê, ons sal water skep met vreugde, uit fonteine van sy heil. Heil, Shua. Heil, verlossing. Die water is water van verlossing. Is water van reiniging. Is water wat stroom uit die troon van God. Dis die water van die lewe wat Joshua vir die vrou by die put, net in die volgende hoofstuk, Johannes 4 sê, vrou, en ons weet wie was die vrou, baie lelike agtergrond. As jy weet wie met jou spreek, sal jy my vra, en ek sal hierdie water gee. Jy nooit weer dors kry nie. Hierdie water, wat Jahwe beloof in Jesaja 43, ek gaan iets niets maak. Wedergeboorte, nuwe lewe. En ek gee vir my volk om te drink. En hierdie water word dan, en ek hou baie van die opskrif hier dan, onverdiende genade. Die klem val elke keer, nogtans het jy my nie aangeroep nie, o Jakob, en elke keer is dit Israel se sonde, maar dan Jahwe se handeling, vers 25, ek is dit wat jou oortredinge uitdelg, om my ontwil, en aan jou sondes, dink ek nie. Ons neem sonde vergifnis so vanselfsprekend aan. Ons bid so maklik die modelgebed, vergewe ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Dit gaan so vinnig verby. Sonde vergifnis is Jahwe wat besluit het. Ek gee vir julle die volmaakte offer. Ek gee vir julle die perfekte hoëpriester. Ek gee vir julle ewige bloed, my eie bloed. Sondevergifnis is Jahwe se verlossing om ons oor te bring van die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig
In hom het ons die verlossing deur sy bloed, sê Kolossense 1 vers 14. Dis groot. Sy lewe is in die bloed. Jahwe sê, ek is die een wat jou oortredinge vergewe. In vers 44, hoofstuk 44 van 'n vers en ons lees van die water, maar nou, luister nou, my knegt Jakob, en Israel wat ek uitverkies het, so sê Jahwe jou maker, jou formeerder, onthou hy is die skepper, hy is die een wat gebore, wat laat gebore word, sy handeling, van die moederskoot af, wat jou ken, wat jou verskoon, wat jou help, wees nie bevrees nie, Jakob my knegt, Jesuren, wat ek uitverkies het, hier kom dit, want ek sal water giet op die dorsland, en strome op die droë grond, ek sal my gees op jou kroos giet, en my seën op jou nakomelinge, en hulle sal uitsprei tussen die gras in, soos wilgerbome by waterlope. Die een sal sê, ek behoort aan Jahwe, en die ander sal die naam van Jakob uitroep. En die ander sal met sy hand skrywe, ek behoort aan Jahwe, en hom die erenaam Israel noem. Wat is die gevolg van die water? Identiteit. Wat is die gevolg daarvan as Jahwe sy gees op sy kroos uitgiet? Wat kom by die mond van die kroos uit? Ek behoort aan Jahwe. Ek is syne, hy is myne, sy hooglied. Ek is my beminde sin, my beminde is myne. Dat is versoening, dat is vergifnis. Dat is nie skuld nie, dat is nie skaamte nie, dat is vrymoedigheid, dat is intimiteit, dat is eenheid, dat is verbond, dat is koninkryk, dat is in die huis van my Vader, dat is huisgenote. Niemand staan buite nie. Hoe wonderlik is as hy sê, die een sal sê, ek behoort aan Jahwe. Dis nie jou vlees wat dit sê nie. Jou vlees hardloop weg, Adam en Eva het weggehardloop. As Jahwe spreek, daai skuld, daai sonde. As julle voel, dis bietjie ver gesog hier, die water tema, kom ons blaai na Joël toe. Joël sê dit baie duidelik. Joël 2, daardie kosbare gedeelte, hoofstuk wat Petrus aanhaal op die dag toe die Heilige Gees uitgestort is, daar in Jerusalem. So ons weet, hierdie is nie iets wat nog moet gebeur of wat nog nie gebeur het nie. Petrus sê, dit wat julle hier beleef vandag is wat Joël geprofeteer het. Ja, het sy woord in vervulling laat gaan. So ons lees in Joël 2 die volgende. Ons weet die belofte van oorvloed. Jahwe het geywer vir sy volk, vers 18, en sy volk verskoon. Wie handel? Jahwe. Wie besluit dit? Jahwe. Wie voer dit uit? Jahwe. In Joël 2 vers 23 wil ek hê ons moet vir 'n oomblik na hierdie vers kyk. Nadat hy gespreek het van die mos en die olie en die koring wat oorvloedig sal wees, want daar's baie reën, en ons al baie keer vir mekaar gesê, dit het niks met 'n rekordoes te doen nie. Dit gaan oor Jahwe se koninkryk, gaan oor die skepping nie, dit gaan oor sy volk, die mos, die olie en die koring. Hy sê in vers 23, Joël 2, en julle, kinders van Sion, juig, en wees bly in Jahwe, julle God. Want hy gee julle die leraar tot geregtigheid. En laat op julle neerdal die reën, die vroeë reëns en die laat reëns, soos voorheen. En as ons verder lees, dan sien ons dat Jahwe in vers 28 sê, ek sal my gees uitgiet. Dit wat ons in Jesaja 44 gelees het. Wat is hierdie reën? Wat is hierdie reën? Ek het dit al in 'n Bybelstudie verduidelik, ek gaan dit vlugtig weer vinnig verduidelik. As julle daai woordjie, ek gee julle die leraar. Hy woordjie leraar. Dis 'n baie interessante woordjie in Hebreëus. Dis moreh. Dis dieselfde stam, ra'a, as Torah. Onderrig. Leraar, onderrig tog. Maar wat interessant is, dat baie Engelse Bybels, in dieselfde woordjie leraar, moreh, is reën. So baie Bybels staan daar, ek gee vir julle die reën,
tot geregtigheid, tzadik. Ek gee vir julle reën tot geregtigheid. Nou in die konteks van die tekste wat ons gelees het, reën, skoon water wat ek uitgiet, Esegiel 36, ek was julle van julle onreinhede, as jy nie meer onrein is nie, dan sê hy, reg voor Jahwe, jy is geregtigheid. Kosbaar. Selfs word die Heilige Gees, die leraar tot geregtigheid geneem. Wat hy leer ons van Yeshua, ons hoëpriester, leraar tot geregtigheid. En dis waar ons die begrip het van om uit water en gees gebore te word, dit is die Heilige Gees. Dit is die Heilige Gees van Jahwe, wat ons wederbaar, tot geregtigheid. Die leraar tot geregtigheid. Jy kan nie uit jouself uit die geregtigheid van Jahwe voorwerk of verstaan nie. Hy gee dit. Wat 'n voorreg. Julle sal bly wees. Hy sê in vers 23, en julle kinders van Sion juig en wees bly. Dis iets om oor bly te wees. Yeshua sê vir die apostels, toe hulle terugkom, die disippels, toe hulle tekens en wonders gedoen het, toe is hulle baie bly. Sê, moenie hieroor bly wees nie. Wees daaroor bly dat julle name in die boek van die hemel in die hemel opgeskryf is. Dis waar jy moet bly wees. Dat Jahwe met jou werk, dat hy die werk doen. Die kosbare gedeelte is, hy gee julle die leraar tot geregtigheid, en laat op julle neerdal die reën. Die vroeë reëns, selfe woord. Daar het die Afrikaanse Bybel met reëns vertaal. Selfe woord môre. Een keer leraar, een keer reëns. Ek gee julle die reëns, en laat die reëns in die laat reëns soos voorheen. Hosea 6. Bly gou saam Hosea 6 toe. Nikodemus, dit staan in die Ou Testament, jy moes dit al raak gelees het, of in Joël, of in die profeet Hosea, of in Esegiel, of in Jeremia, of in Jesaja. Dit staan daar. Jahwe het beloof, ek maak alles nuut. Kom, Hosea 6. Kom en laat ons terugkeer tot Jahwe, want hy het verskeer en sal ons genees. Wie doen dit? Wie het verskeer? Jahwe. Wie sal genees? Jahwe. Hy het geslaan en sal ons verbind. Hy sal ons na 2 dae lewend maak. Op die 3de dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe. En wat is die ewige lewe? Om hom te ken. Vers 3, en laat ons ken, laat ons dit najag om Jahwe te ken. Sy opgang is so seker soos die dagbreek. En hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laatreëns wat die aarde besproei. So ons tema is Nikodemus die leraar. Maar die leraar wat ons nodig het tot geregtigheid, lê nie in die orde van die fariseërs, of die owerstes, of die skrifgeleerdes, want vanuit die fariseërs het die skrifgeleerdes gekom. Ons redding, ons hoop, is wanneer Jahwe met ons werk. Hy het ons verskeer, en hy sal ons genees, en hy sal ons laat opstaan, en hy het ons laat opstaan in Yeshua. En in Yeshua gee hy vir ons die belofte, naamlik die Heilige Gees, die leraar, die trooster, die een wat elkeen van ons van geregtigheid, sonder geregtigheid oortuig. Want dit is belangrik dat jy tot oortuiging kom. Want ons regverdig onsself, daagliks nog. Ons noem die suurdeeg van die fariseërs. Ons is nog steeds met die uitdaging om nie onsself te regverdig nie. So daagliks werk die Heilige Gees, reën. Wat bring reën voort? Vrug. Vrugte van die Gees. Mos, orie, koring, al hierdie dinge wat Jahwe vir sy volk beloof het. Laat ons ken, laat ons dit najag om Jahwe te ken. En dit is my slotsin. Laat ons dit najag. Laat dit nooit vir ons 'n gegewe word nie. Laat ons nooit vasval in net lering. Ja, ek bely die volgende. Jou belydenis help niks as jy dit nie leef nie. Laat ons dit najag om Jahwe te ken. Wat 'n voorreg dat ons hom kan ken. Nikodemus,
As Jahwe jou nie gewederbaar het nie, kan jy niks weet nie, kan jy dit nie sien nie, kan jy dit nie verstaan nie. Maar omdat hy ons gewederbaar het, is daar lewe. En nou moet ons hom ken, nou laat ons dit najaag om Jahwe te ken, om met hom gemeenskap te hê, om na die lig toe te kom, die einde van die hoofstuk wat ons aan gelees het, om na die lig te kom dat ons werke geopenbaar word, daagliks. Om nooit 'n stagnante lewe te hê van, ek ken, is seker, en dan het ek vir myself so 'n paar dingetjies geïdentifiseer wat belangrik is, wat ek weet, wat ander nie weet nie. Nee, het gaan oor om Jahwe te ken. Om hom te ken, is 'n verhouding, is vorming, is 'n hart wat sagmoedig is en leerbaar is en sê, Vader, vandag nie my wil nie, U wil geskied. En dan in elke situasie te sê, Vader, dankie dat ek U koninkryk kan leer ken, dankie dat ek U wil kan soek, dankie dat U vir my leer, dat U vir my insig gee in dit wat hier aan die gang is. Ek is nie meer onder die koninkryk van die dood nie. Die dood heers nie oor my nie. Ek is siek, ek het pyn, ek het 'n krisis, maar dit is nie my heers, hy heers nie oor my nie. Ek is U kind, oorgebring van die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van lig. Ek is in U hande. Dis nie dat die duiwel in hierdie land maak wat hy wil nie. Pas op vir die Afrikaanse spreekwoord, as jy 2 beproewings die oggend het, die duiwel is los. Koninkryk kinders, se tonge is beheers. Stadig. Hy is in die koninkryk van lig, Yeshua regeer. Hy is vredevors. Hy is ons koning. Alle mag en gesag is aan hom gegee. Kom ons ken hom in die krag van sy opstanding. Dis wat Paulus sê, alles wat vir my belangrik was, tel vir my niks. Kom ons ken hom in die krag van sy opstanding. Laat ons dit najaag om hom te ken. Vers 6, en ons sluit met hom af, ja, Hosea 6 vers 6. En hierdie teks word spesifiek aangehaal deur Yeshua as die Fariseërs in hulle gefeinsdheid oordeel. Dan haal Yeshua hierdie teks aan, Hosea 6 vers 6, want ek het behaag in liefde, en nie in offerande nie, en in kennis van God, meer as in brandoffers. Kennis van God, die papierkennis nie, verhoudingskennis, verbondskennis, kennis waar ons kan sê, so saam met Johannes, 1 Johannes 2, julle het die salwing van die Heilige, en julle weet alles, julle ken hom, want ons kan hom ontmoet. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, as ons dink aan hierdie gedeelte van 'n Nikodemus wat Yeshua in die nag besoek, dit wat Yeshua leer, die woord van die ewige lewe, gees en waarheid, dankie dat ons hierdie gawe van U kan ontvang, U geregtigheid. Dankie dat U Gees uitgegiet het oor die volk, dankie vir die verbond, dankie vir reiniging. Dankie vir die tweede Adam. Dankie vir die geslag wat U formeer na U beeld. Dankie dat ons ook saam met U Gees wat in ons harte uitroep, Abba Vader, kan sê, ons behoort aan U. En ons gebed vir oggend is dat ons kunskap in U vir ons so realiteit sal wees hierdie week, dat ons nie hier sal ronddwaal asof ons geen huis het nie. Dat ons nie in hierdie wêreld na dit wat die wêreld vir ons bied, daarna sal hinker, asof ons nie kos by ons eie huis het nie. Dankie Vader, dat U vir ons kunskap gee in volmaaktheid. Dankie dat U vir ons nuwe lewe gee uit die dood, nuwe geboorte. Dankie dat ons as gemeente kan erken, dis U handewerk. Dit het nie uit onsself uitgekom nie. En daarom loof en prys ons U in aanbidding en buig voor U.
Want U is waardig om te ontvang al die lof, al die eer, al die aanbidding. En laat ons lewe U verheerlik, Vader. Laat ons verantwoordelikheid ook hierdie week nakom. Laat ons die goeie stryd stry en die wedloop voltooi. In Yeshua Messia. Amen. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua deur die krag van sy Gees. Amen.